Die Buffelbil van Inyatikulu, episode 23. Terwille van Zak en Carrie se troufoto's en seker vir die atmosfeer ook, het Emile en Jean-Drey, die beaglehonde van die dorp se pappas wat vir die garderobe van die troue verantwoordelik is, gevra dat die gaste volgens 'n kleurpalet moet aantrek. Die manne dra swart met wit hemde en swart dasse en die dames moet getooi wees in skakerings van grys, turkoois tot donkerblou en swart. Luca Willemse lyk gewoonlik goed in sy boskleurklere. Daardie kakiegroene en bruine waarmee hy sy werk doen, lyk so goed by sy oë. Maar Larry is glad nie voorbereid op die meer formele prentjie wat haar begroet, toe sy later uit haar kamer kom nie. Luca wag haar langs die skuifdeur van die klein leefarea van hulle huisie in 'n donker pak. Sy netjies se kort grys wordende hare spesiaal gekam vir die okasie en dit lyk goed. Hy lyk wow. Larry moet eers 'n paar maal diep asemhaal voordat sy haar swart aandhandsakkie onder haar arm indruk en nader stap. Dit lyk asof Luca ook hou van die prentjie wat hy sien, want sy oë bly vasgenaal op haar. Sy mond gaan oop. Hy wil iets sê, iets soos 'n kompliment dalk. Maar dit is wat selfone doen. Hulle het mos 'n manier om iets amper heilig te onderbreek. Luca se selfoon begin lui. Daar, iewers. Hy steek 'n hand uit en voel sy pad oop na waar die ding skel. Hy kyk af en sleep 'n vinger oor die skerm en toe bring hy dit na sy oor. Willemse, ja ma. Hy mag dalk luister, maar miskien hoor hy nie mooi nie, of hy moet homself herhaal om te verstaan. Want hy echo, broer Wynand hulle kom môre. Nee, ek onthou daarvan ma. En toe raak sy arm moeg en swaar. Dit is mos sy seerkant. Hy laat sak die foon, sit dit in sy ander hand en vergeet om dit weer op te tel. Jou foon, Luca, iemand is daar aan die ander kant van die lyn, waarsku Larry. O ja, dit is waar, sê hy en telefoon weer op. Hy skud sy kop 'n paar maal, asof hy varkies binne in rangskik en toe praat hy soos iemand wat skielik bygekom het. Skus ma, nee, ek praat met iemand anders. Natuurlik onthou ek van Wynand hulle wat môre in Suid-Afrika gaan land en ek sal in 1000 jaar van Sondag nie van julle 60ste troudag herdenking vergeet nie. Ons sal daar wees. Ek bedoel, ek sal daar wees. Dankie, dit is reg so ma. Miskien dink hy dat hy klaar gepraat het, want sy stem kry 'n vreemde klank, toe hy die foon weer weghou en sê, liewe hemel, Larry, jy lyk fantasties, hoe op deeske aarde het jy dit reg gekry? Wat reg gekry, vra sy verbaas. Luca lig sy ander hand en hy begin beduie, daarna haar toe, rond en bont oor haar lyf, haar klere seker, aanvaar sy, want hy kry uiteindelik uit dit, om presies reg te lyk. Hemel, jy is nie net mooi nie, jy is amazing, fantasties, jy is presies die prentjie. Sy wil vra, watter prentjie, maar sy glimlag net en sê, dankie Luca, maar praat net eers klaar met jou arme moedertjie, jy het nog nie vir haar Kubai gesê nie. O, liewe gids, dink jy so? Hy lig die foon tot teen sy oor en toe vra hy versigtig, moedertjie, is ma nog daar? Sy is, die volume aan die ander kant klim en Luca word so hard uitgetrap dat Larry dit tot hier kan hoor. Genade Luca, is jy besig om iets onheiligs die tyd van 'n Saterdagoggend aan te vang? Hy keer, o nee ma, dit is glad nie wat ma dink nie. Ek is nie nog in die bed nie. Ek bedoel, ons is by Zak en Carrie se troue en Larry wat hier by my is net my metgesel wat nogal nice lyk hoor. Nog 'n bietjie luister voordat hy ernstig keer. Nee ma, ek dink Larry sal belangstel om ons familiedoel ook by te woon nie. Ek is seker julle tafelplan is lankal uitgewerk. Ek sal nie eers daaraan dink om nog 'n gas by te sleep nie. Larry glimlag toe sy besef hoe Luca moet bond staan en keer, want sy kan ook nou hoor dat sy ma besig is om haar wat Larry is hartlik uit te nooi na hulle spesiale familiegeleentheid.
te dankbaar om te hoop en te glo, dat daar dalk 'n vrou in Lukas se lewe mag wees, wat vir hom iets meer beteken as net 'n dag en 'n aand se vermaak. Larry draai om en stap op die huis se stoep uit. Sy los Luka om ongesteerd verder vir sy paaltjies te keer by sy ma. Eintlik weet sy dat sy nie te sleg lyk met haar hare spesiaal droog geplaas en eenkant opgebind nie. En is dit nou nie toevallig dat sy op die laaste oomblik daar in Australië besluit het om hierdie vroulike blou-grys pakkie wat sy op 'n stadium in Thailand gekoop het met sy pragtige borduursels in haar tas te smyt nie, want nou pas dit presies by die trontroue se kleurskema in. Iets wat al die gaste gerespekteer het, sien Larry, toe Luka uiteindelik klaar praat met sy ma en hy brommend langs haar inval in die rigting van die kapel. Net betyds, toe Barend Tron op sy horlosie kyk en wys dat hierdie buite gerondstaanery nou moet end kry. Die bruid is op pad en Zak en Benji moet daar voor by die rangskikking van goudgeel tot oranje rose reg langs die preekstoel vir haar gaan wag. Spatsels sonskyn wat ook teen die banke uitstaan in sulke pragtige klein bossies met lint. Luka wys vir Larry dat sy moet besluit waar hulle twee kan gaan sit en sy kies 'n plek van waar sy die wye deure agter kan sien wanneer dit oopgaan en vorentoe ook as hulle later na die diens luister. Sy gee nie om dat daar 'n amptelike fotograaf is nie. Sy gaan haar eie video's en foto's ook neem. Al sit sy dit waarskynlik nooit op haar eie YouTube kanaal nie, dit gaan herinnerings maak wat sy vir altyd wil koester. Die laaste mense wat instap is Barend en Benita, Zak se pa en sy veel jonger vrou. Barend stap eers tot by Zak. Hy wil sy hand skud, maar toe oorweldige emosies hom en hy trek sy oudste teen hom vas. En sy jongste besluit, hy is deel van hierdie groepswoeps en hy val van die kant af in en gryp albei om hulle lywe vas. Sy pa en ouboot maak elkeen 'n arm los om hom en die kringetjie te verwelkom. Dit is so mooi. Hoe bevoorreg voel Larry om dit op haar videokamera te kan vaslê en hoe hard moet sy weer op haar tande byt om emosies in toom te kry en die ding stil te hou. Dit is so lekker om ware mense met egte gevoelens te leer ken. Mense wat nie skaam is om te wys dat hulle vir mekaar omgee nie. Gitte Tron was ook donker soos haar broer en sy seuns. Nou is daar die mooiste grys streep in daardie donker hare, wat wys dat sy ook al geleef en seer gekry het. Net agter haar stap Dok Harry de Vos in, so ongeveer haar eie ouderdom. Iets op sy gesig wys dat hy nie net daar is om 'n lekker troue by te woon nie. Hy is daar omdat hy opreg kan omgee, maar hy is ook daar omdat sy Land Rover Defender die troukar is. Die donker man agter hom, sy naam is Seppo, onthou Larry, netjies in sy eie donker pak. Hy en Lala is mos ook deel van die familie, daar by die plattelandse veeartspraktyk. Lala is waarskynlik nog buite by die bruid, sy het die troue gereël tot in die fynste besonderhede. Larry draai die kamera en neem die ander gaste af. Die Beagle papas, Jean-Dry en Emile, wat haastig van agteraf instorm en in die derde ry gaan sit, teen die gang van waar Emile mooi foto's kan neem en Jean-Dry sy videokamera ook kan laat hardloop. Hulle het seker laaste minuut gaan seker maak dat die bruid se rok mooi reg sit. Daar is nie 'n orgel in die kapel nie, maar die eienaar stap na die klankstelsel om die troumars te gaan aanskakel. 'n Sydeur gaan oop en 'n huweliksbevestiger stap in. Seker die plaaslike dominee of pastoor, want hy groet sommer luidkeels en informeel van daar vooraf en die mense antwoord terug. Hulle ken hom by die naam. Daarna raak het stil en die troumars begin speel. Staan op die bankie, dan kan jy beter afneem, sê Luka by Larry se oor. Sy skop haar fyn sandale uit en hy hou haar hand vas om seker te maak dat sy nie na benede tuimel terwyl sy opklim nie. En toe bly sy arm daar om haar lyf. En dit voel voorwaar goed, besef Larry wanneer sy die kamera op die wye deur daar agterrig wat nou oopgaan.
Sy is so bly dat sy bo oor almal kan afneem wat nou opgestaan het. Anders sou sy mos niks kon sien nie. Die oomblik is so groot en so mooi. Carly se trourok is nie speerwit nie. Dit is meer silwergrys. 'n eenvoudige ontwerp wat haar fyn figuurtjie pragtig komplimenteer. Langs haar staan R.W. Stromberg, haar pa. Miskien het hy nie gedink dat die dag enigiets aan hom gaan doen nie, maar nou is hy self oorweldig deur die oomblik en sy bril wasem spierwit aan. Carly is een van die mooiste bruide wat Larry nog gesien het. Toe draai sy die lens na Zak, betyds om te sien hoe sy donkerbruin oë ook begin swem en hy hard moet sluk aan 'n knop wat in sy keel ontstaan het. Maar Benji tik teen sy been en roep hard en skril bo in die musiek uit. "Oupoet, daar trou ons nou!" Dit bring 'n glimlag na die mooi man se mond. Hy kyk af na die klein man daar by hom. "Jy's reg, broer, so trou ons." Van daar af bly sy oë op Carly. Miskien is Zak bang dat sy 'n seepbel is, wat in die knip van 'n oog kan verdwyn en dan is sy weg. "Jy moet nou afklim en sit, Larry," fluister Luca langs haar. "Ons staan nou voor die mense. Dit is soos wakker word en sien jy's die enigste een wat nog boer bo in die lug rondhang." Larry waai verleef die mense agter haar, toe Luca haar sommer met een arm van die bankie aftel en op die grond neersit. Miskien moet sy sommer nou in 'n gat in die aarde wegsink, maar nee dankie, dan mis sy iets van hierdie wonderlike dag, naweek en die troue. Sy wik weer met die kamera en neem die seremonie van nou af. Terwyl die dominee sy stukkie lees en sy gesels, draai Zak se donker oë kort in verwondering dat die mooie mens daar langs hom. Daarby gee mekaar die regterhand en wat het julle vir mekaar te sê? Is dit asof hulle twee vergeet dat daar mense by hulle is in die kerkie? Hulle praat net met mekaar, sag maar duidelik en innig. Die plek is klein en intiem genoeg vir die wat wil luister om te hoor dat hulle albei voel, dat hulle die ander helfte van hulle siele en menswees gevind het. Dit is so mooi, dink Larry ontroerd. Die ringe, gebied die dominee. Benji, die ringe, vra Barend rustig vanuit die voorste bank. Die kind skrik op daar langs Zak. Hy soek nie eens in sy sakke nie, hy klap sy hand oor sy mond. Hier kom die eerste slaggat op die troupad. Toe roep hy uit, "Papa, ek het dit in die huis op die tafel vergeet." Asems wat intrek daar om hulle en konsternasie op Benita se gesig. Sy spring op en maak gereed om die afstand tussen die kapel en die huis waarin hulle tuis gaan in rekordtyd af te lê. Maar Barend raak aan haar arm en wys sy moet weer kom sit. "Ontspan, ek het gesien hy dit vergeet, die dat ek dit maar in my sak gesit en gebring het," grinnik hy en sit die boksie in sy jongste seentjie se hande. Dankie papa, herhaal die klein klits en spring weer op. En daar trek die boksie met ringe en die klein man duik weer. Maar gelukkig is die ringe netjies met 'n strik binne in die boksie vasgebind. Weer eens Barend se werk. Iets wat nie ongesiens by Zak verbygegaan het nie, want hy kyk reguit na die ouer mond en sy mondvorm ook, die ouer man en sy mondvorm ook. Dankie pa. Met die ringe nou veilig aan die vingers waar het hoort, vou Zak vir Carly in sy arms toe, asof iemand vir hom opdrag gegee het om die wêreldse onheil van haar af weg te hou. Hy soen haar toe die dominee sê, hy beter nou maar vir mevrou Tronsoen, want hy kan duidelik sien hoe die arme bruidegom dit al wou gedoen het van die eerste oomblik wat die bruid by die deur ingestap het. Die gaste bars uit van die lag. As daar ys was, is dit nou al 'n paar maal gebreek. Selfs die wolke daar buite is nou weg, en buite maak die son reg om vir die laaste keer 'n wonderlike sonsondergang oor hierdie Saterdag te maak. Dames en here, ek stel aan julle voor, meneer en mevrou Zacharias Ton.
O nee, ekskuus my, dokter en mevrou Zacharias Tron. Zacharias, Benji se oë is so groot soos perrings. Ja, Benjamin, Zacharias, spos Zak en wys na Barend. As dit vir jou erg is, gaan praat met daardie pa van jou. Nee, moenie vir my vra nie, dit was haar voorstel. Barend se een vinger wys opwaarts. Hy wys, die skuldige een hier is sy oorlede vrou, Doorbo. Larry lag weer, sy geniet elke oomblik. Maar wat doen Luca hier reg langs haar? Hy grou in sy sakke en kry so waar 'n kraakskoon wit sakdoekraak gevat om sy wange mee te klad. Sy groen oë swem en haar mond val oop. Duidelik is die man nie onaangeraak nie en haar videokamera is nou reguit op sy gesig. Hy frons en hang die sakdoek oor die lens. Sorry, sê sy en skakel dit af. Seker genoeg vir nou. Terwyl die bruidspaar die register teken en die papiertjies invul wat die dominee vir binnelaat se sake moet laat kry, gaan staan die gaste buite en wag. Nou kan Larry glimlag oor die luiperdspore waaroor almal so fif en faf en gaan kyk waarheen dit loop. En wanneer sy die keer opkyk in Lukas se oë, is daar weer iets wat haar 2 keer laat kyk. Emosies wat rou geteken staan, wat haar laat besef dat dit wat sy daar sien, waarskynlik 'n echo is van wat sy voel. Gevoelens wat hy dalk glad nie verstaan nie, waaraan hy homself nie kan of wil oorgee nie, wat dit laat hom net meer verward voel, voordat hy oogkontak verbreek en 'n handvol roosblare gryp uit die mandjie waarmee Benji nou daar rondstap. Wat, vra Larry, jy moet blare vat om hulle mee te gooi, sê hy. Nou wat het die blare verkeerd gedoen, dat ons mense met hulle moet gooi? Vra sy. Ek deel het maar net uit, want Lala het gesê, hulle moet gegooi word, verduidelik Benji en loer in sy mandjie. Hy dring daarop aan, dat Larry vir haar 'n handvol roosblare uit sy mandjie vat. En Lala is reg, die blare is vreeslik mooi, baie mooier as konfetti, Benji. Ek sal eintlik baie daarvan hou as iemand my ook met hulle gegooi het, troos sy net betyds om haar handvol toe nou ook in Zak en Carly se rigting te mik. Die mandjie met blare vertrek saam met Benji. Hy sal sorg dat die res bo op die bruidspaar beland. Maar blykbaar as dit van Luca Willemse afhang nie. Hy stap nader en gaan haal die laaste handvol uit en kom daarmee terug na Larry toe aan. Hy hou sy hand bokant haar kop en maak dit oop. Toe strooi hy die blaartjies stadig oor en maak seker dat 1 of 2 daarvan in haar hare agterbly. Ek doen dit omdat jy gewens het dat iemand jou ook moet strooi met die roosblare. En Larry Sullivan, omdat jy net die manier het om op die regte oomblik op die regte plek te wees, sal ek dit vir jou doen. Hy staan effens terug. Toe sê hy, my ma vra of jy asseblief maar hulle 60ste huweliksherdenking Dinsdag saam met my sal bywoon. Ek het natuurlik dadelik nee gesê, maar dit is blykbaar nie die antwoord wat sy wou hoor nie, so sal jy asseblief maar my ma se dag vir haar maak en saam met my gaan? Vra hy mooi. Ja, ek sal dit doen, antwoord Larry. Word vervolg.